Ons doen 'n reeks nou wat sê, Jesus leef. En toe ek voorberei het vir dit, het ek gedink aan die tydperk, nadat Jesus opgestaan het. En dan, totdat hy opgevaar het. En toe ek begin voorberei, toe vra die Heilige Gees vir my. So dink jy ek was dood vir 3 dae? En ek sê nee, jy was nie dood nie. U het reeds geleef, die oomblik toe u gees oorgegee het. Daar was nooit 'n sekonde wat ons Jesus dood was nie. Hy het oorgegee. En dit het hom onmiddellik in 'n ander posisie geplaas. So kom ons gaan gou na die oorgee oomblik toe. Ek weet ons het nou klaar Paasnaweek gehou en gepreek oor die kruis maar ek wil graag vir julle vertel wat in daai 3 dae gebeur het. Maar ek wil begin deur om te sê, godsdiens is nog steeds vandag die een ding wat ons verwar. En ek gaan vir julle sê hoekom. Het julle geweet dat die eerste dag was nie Vrydag aand nie. Volgens die Jode was die son onder van Vrydag was die tweede dag. En weet julle wat wou hulle doen? Hulle wou Jesus kruisig voor die Paasnaweek of Pasgafees. Met ander woorde kerk, hoor gou hier. Hulle het so gou as moontlik dit probeer afhandel dat hulle 'n lang naweek kon hou. Hoor julle dit? Hulle wou dit so gou as moontlik afhandel sodat hulle fees kon hou dat hierdie kruisiging uit die weg geruim is. Die eerste dag was voor sononder Vrydag. Die tweede dag was van sononder Vrydag tot Saterdag sononder. Dan het dag 3 begin waarin Jesus opgestaan het. Net om dit reg te stel, dat julle verstaan. Dis nie 'n oggend opstaan en dis 'n nuwe dag nie. 'n Nuwe dag het begin toe die son ondergaan vir die Jode en het geëindig toe die son ondergaan. So verstaan julle nou hoe werk daai naweek? Want as julle mos nou tel, dan sê julle Goeie Vrydag, Saterdag en Sondag het hy opgestaan in ons terme, maar dit was nie op die Joodse kalender hoe dit gewerk het nie. Goed. So dit was ekstra. OK. Ons begin nou met die regte goed. Matteus 12:40 sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte dood wees? Nee, in die hart van die aarde wees. En vandag gaan ons gou 'n bietjie praat oor wat het in die hart van die aarde gebeur. Heel eerste, dit wat ons gesing het, en luister gou, ons is nie 'n kerk wat om 'n tafel sit en temas bespreek met almal betrokke nie. Ons werk nie liedjies uit volgens die temas nie. Ons vertrou op die Heilige Gees. Niks van daai is verkeerd nie. Ek kan net nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek kan dit net nie doen nie. Ek is so versigtig dat ons 'n programgedrewe kerk raak en vergeet van die Heilige Gees. So ons praat nie met mekaar nie. En vir die tema Jesus leef, hoekom sou die Here hierdie liedjies op sy neuse hart druk? Kan ek julle gou net wys? Wil jy nie gou na die bridge toe gaan, hè? Van What a Beautiful Name. Death could not hold you. Kan ons gou daai stukkie net hier op die bord kry? Jammer Lisel, ek is hier op jou. Want julle sing dit, maar ek weet nie of julle weet wat julle gesing het vanmôre nie. Want ek kan eintlik afsluit en sê amen. Want die liedjies het ons deur die 3 dae gevat. Elke lied het presies gesê wat ek wil sê. So kom ons kyk gou na daai woorde as jy dit vir ons kan opkry, Lisel, asseblief. Julle weet nie wat se druk is dit om by daai rekenaar te sit nie, hoor. Ek gaan die skrifgedeelte wat ek gelees het gou lees terwyl hulle dit vir my kry. Ek het die skrifgedeelte in Hebreërs 10 gelees. Maar hoor gou wat sê 9 vers 7.
Hy sê maar, ekskuus, kom ons begin by Matteus 27 om te vertel wat het gebeur die oomblik toe Jesus sy gees oorgee. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En hoor gou, ons in ons Afrikaanse terme dink die gees gegee, sê die ou vertaling, hy's dood. Nee, hy het sy gees oorgegee. Hoor gou wat sê die New NIV. Hy sê, he gave up his spirit. Luister gou, as jy dink, gaan ophou luister gou sê, dat Jesus is doodgemaak, het jy nie 'n evangelie om op te staan nie. Daar's niemand so sterk genoeg om hom dood te maak nie. Hy het homself oorgegee. Hy is nie doodgemaak nie. So hy het nie die gees gegee nie, hy het sy gees oorgegee, sê die oorspronklike teks. Ok, ek gaan nou daai lees die woorde, ek weet julle lees dit so lank, so dan ken julle dit al. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Nou lees gou hier wat het ons gesing. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave, the heavens are roaring. Julle het my preek gesing. Death could not hold you, ons gaan dit nou lees. The veil tore before you. Jou sonde en alles is weg. Jy hoef niks te doen om in te kom nie. Dit was die Rooms-Katolieke kerk wat ons verwar het om te sê, jy moet 'n sekere mens wees en jy moet sekere goed doen, onder andere geld gee om jou belydenis af te lê. Dat jy nie waardig is om, hoor gou, ons dink dis die Rooms-Katolieke niks met ons te doen nie, verrassing, hulle het ons gevorm. Hulle het hierdie kerk situasie gevorm. Want hulle sê, jy mag dit nie self doen nie, jy het vorentoe geloop, en jy het gekniel voor wie? Die priester. En hy het die liggaam gevat, en op jou tong gesit. Jy mag nie daaraan vat nie. Die priester het 1 keer 'n jaar, volgens hierdie gebruik, ingegaan in die allerheiligste, sodat hy wat kon doen? God verheerlik en 'n offer bring. En die woord sê vir homself, en ook vir die sonde van die mense. Ek het baie keer 'n verwarrende prentjie van die kinderbybel in my kop. Want ek onthou 'n oom eendag vir my gesê het, hy het klokkies om die soem gehad, sodat as die klokkies ophou lui het hulle hom uitgetrek, dan sy dood. Want dan het hy iets verkeerd gedoen daar binne. Die kinderbybel sê, trek mooi aan en gaan kerk toe. Die woord van God sê, as jy in daai teenwoordigheid is, pas op. Pas op, is groot. Dis 'n almagtige God wat teenwoordig is. Toe ons na die getuienis geluister het van Johan, en hy was opgevat hemel toe, en hy sê, niks van geld nie, niks van probleme van die aarde nie, hy sê, dat jy weet, ek is almagtig. Partykeer lyk ons verveeld in die teenwoordigheid van die Almagtige. Partykeer is daai voorhangsel oop en ons stap deur en dink ons doen iemand 'n guns om daar te wees. Ek sê jammer kerk, hierdie is nie daai kerke wat vir jou gaan vertel wat jy wil hoor nie. Ons staan passief in die teenwoordigheid van God. Jy sal meer beweging toon vir die Queen van Engeland as wat jy vir die almagtige God het. Jy sal eers opspring as 'n celebrity kom, maar jou Jesus daag op en jy verwar hom met iemand. Want jy staan net. Jy staan net. Jy's in die teenwoordigheid van die almagtige God. 'n Priester het verby hierdie gordyn waar jy loop, dood neergeslaan as hy 'n fout maak. In wie se teenwoordigheid staan jy? Want as jy nie dit het nie, staan jy in jou eie teenwoordigheid. En hoor gou, dan moet jy jou eie gebede beantwoord, dan moet jy jou eie verlosser wees, dan moet jy jou eie sondes vergewe, maar as jy in God se teenwoordigheid staan, dan kan jy net oorgee. Afrikaans is 100 jaar oud. Tegnies, moenie my bel nie.
Hulle skep 'n woord in die Tweede Wêreldoorlog wat hulle noem handopper. Het julle al die woord gehoor? Handopper. Die woord was die Afrikaanse verduideliking vir hands up. Handopper. Nou het julle 'n nuwe ding geleer as dit nie teologies is nie. As jy in die teenwoordigheid van die Here kom, is dit 'n handopper. Jy gee oor. Jy kan nie in sy teenwoordigheid staan en jou eie goedjies bedink nie. Daar een vrou het, ek gaan ophou, ek gaan net hierdie een vertel. Een vrou het eendag in die kerk so terwyl die worship, ons noem dit mos nou die teenwoordigheid van die Here daar was. Sy begin so skree, vrede, vrede, vrede. Pastoor vra hom, suster, wat presies het daar gebeur? Sy sê, terwyl sy so worship, toe herinner die duiwel haar aan die skaapbout in die oond wat verbrand. Toe skree sy, ek het vrede, ek het vrede. As jy die teenwoordigheid van die Here is, vergeet jy van jou ete. Jy roep die vrede van die Here. Nou nie hier nie, het sal weird wees, maar jy kan maar, ons sal weet, as jy dit nou doen, weet ons, iets het jou gepla. Skrif gaan verder in Hebreërs 9:7, hy verduidelik dit. Hy sê maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk, uit onwetendheid wat hulle begaan het. Dis die sondes wat hulle nie eers van weet nie, was daar betaal. Hoeveel vrymoedigheid moet dit jou nie gee, dat Jesus het die sonde betaal wat jy nog nie eers weet van nie. Dis die offer wat gebring was vir jou, en die voorhangsel is oop. Tweede plek waarna ek wil verwys, is dat iets gebeur met die grafte. Matteus 27 vers 52 tot 53 sê, en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Nou toe gaan luister ek 'n klomp preke en doen navorsing oor wat sê wie, oor wie's die mense, waarheen het hulle beweeg en hoe werk die hele storie. Nou is twee plekke waarna verwys word. Hulle sê die eerste is dat dis die grafte wat oopgegaan het en die ontslapenis wat geregverdig was voor God, het opgestaan. Nou, kom ons vergeet gou die kinderbybelstorie. Dink gou die kruis. Jesus gee sy gees oor, die voorhangsel skeur, niemand mag daar ingaan nie, hulle weet eers hoe dit daar lyk nie, daar was nie videoetjies of 'n toer wat jy kan doen op Google nie. Die voorhangsel van die tempel skeur oop, almal wat daar staan sê, wow, kan ons, want die priester is al, kan ons? En gelyk met dit gaan dit donker, en die grafte gaan oop, en imagine, jou geredde skoonma, dag op en sê, hey, boet, I'm back. Dis die realiteit. Hoekom het dit gebeur? Want toe glo hulle beter, dat toe Jesus opstaan en hulle sê, Jesus het opgestaan en sê hulle, ja, my skoonma was ook by my. Verstaan julle dit? Dit was nie die derde dag nie, dit was in die 3 dae. Dit was 'n opbou, dit was 'n voorberei vir, gereed maak om te verstaan. Is dit nie amazing hoe God werk nie? En om hierdie stories oor te vertel vir rasionele mense, klink soos 'n kinderstorie. Maar dat ek vir julle sê, as dit nie waar is nie, dien ek nie 'n almagtige God nie. So dit moet waar wees, kan nie anders nie. Kom ons lees verder daar. Hy sê in die skrifgedeelte in Johannes 11 vers 25, toe Jesus vir haar sê, ek is die opstanding en ek is die lewe, want wie in my glo, sal nooit sterwe nie. Okay. So kom ons begin daar, en ons sê die grafte gaan oop, en hulle kom uit. Die Latynse term wat gebruik word vir hierdie geleentheid was Christus Victor, wat sê dat dis die oomblik wat Christus oorwin het, toe daai grafte oopgaan. Ons het deur die jare, en ek het dit self gesê, Jesus het in die hel ingegaan, en die sleutel gaan haal oor die doderyk. Ek het dit gesê, tot ek hierdie skrif begin lees het. Toe sien ek, nee, wag 'n bietjie.
Hulle praat van die direkte vertaling in Engels sê dit mooier of Hades. Dis 'n wagplek of 'n periode. Daar is 2 afdelings in daardie periode of wagperiode. Die een is die wat gered is and they call the other one a place of judgment. Nou kom ek maak dit gou vir julle maklik. Jesus het so alles geweet. Ek love it om oor hom te vertel. Toe hy vir hulle vertel van Lazarus en die ryk man. Wat het die ryk man gevra? Hy sê, wil jy nie net laat Lazarus sy vinger in die water druk en net op my tong kom sit nie? Want hier waar ek is nie lekker nie. Hy herken hom en hulle kommunikeer. Want hy sê, we kan ons nie vir Lazarus net terugstuur dat hy my broers gaan vertel nie. So dit moet 'n wagplek wees. And one of these Hades, gaan ek nou in Engels sê, en as jy meer inligting oor dit wil hê, ek het die navorsing uitgeprint, so as jy wil meer weet oor dit, kan ek vir jou, want hulle praat van Abraham se boesem, en dit is verskriklike interessante agtergrond. In hierdie Hades, wagperiode, wagplek, sê Jesus vir die rower aan die kruis, ek gaan jou nou gaan ek jou sien waar in die paradys. That's the Hades. Dit is die mooi plek van die wag. Maar iets anders gebeur daar volgende. So die eerste is die graf te gaan oop. Ek wou nou nog so baie gesê het, maar ek gaan nou aangaan. Die doderyk word oorwin. Die skrif sê die volgende. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees, in wie hy ook heen gaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Nou ek het weer 'n klomp verklaringe gelees, want in ons leekheid verstaan ons nie alles nie. Maar toe maak dit sin. Ons sê hy het die doderyk oopgesit toe die grafte. Nee, die grafte het oopgegaan, toe het hy ingegaan na 'n plek toe. Die Engels is so mooi. Hy sê he ascended and he descended. So hy het afgegaan en hy het opgegaan. So dis 2 plekke. En in hierdie plekke van paradys bo en doderyk onder was iemand vasgevang en hulle praat van geeste. En die een ou verklaar dit so en toe sê ek soos natuurlik. In Genesis 6 was die reuse wat dan nou engele was, wat omgang gehad het met die vrouens, en daar het reuse uitgekom, kan julle onthou die storie? Daardie geeste is vasgesluit gewees. Dit was engele, wat dalk moontlik 'n tweede kans gekry het, of demoniese magtige valle engele, wat hulle krag verloor het. So met ander woorde, hulle is losgesluit, maar hulle het nie krag nie. Hulle is gerelease, maar hulle is nie krag nie. Die Engels sê dit mooi. Hy sê, and he gave them liberty and he equipped the saints. So met ander woorde, toe daardie geeste losgemaak is, toe rus hy die Christene toe, die kinders van God, om oor hulle te regeer. Want hoor gou, wat was die beloning vir Jesus? Jy sal die naam bo elke naam hê, en jy gaan regeer oor elke demoniese mag. Hulle is onder jou voete. So Jesus het net sy posisie ingeneem, die oomblik wat hy aan die kruis gesterf het. En hy het oor die dood regeer. Die woord gaan verder en hy sê in Efesiërs 4, maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kon bring. Afgegaan en opgegaan. Kolossense 2:15 sê, en nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Klink soos die liedjie wat ons sing, maar hoor gou wat sê die Engels. He made a public spectacle of them. Spectacle. Ja. Die airtime was toe klaar ons met die eerste diens. Hy het hulle verneder in die publiek.
Maar weet julle dat ons dit nog steeds nie leef nie? Ons sidder en bewe nog steeds vir 'n demoniese mag. Al kleer hulle hom in soos 'n kinderstorie en sê dis 'n spook, is ons bang. As ons in 'n donker plek gaan, kykie, daar's niks wat so bang kan maak soos 'n ou kerk. En jy het nou hier voortoe gemaak en jy moet nou agteruit gaan en die ligte sit hier. Ek het al telke male in die Bethel gemeente was so 'n lang kerk. Julle, ek hardloop. Tot eendag draai ek so en ek sê, "Hey!" Toe hoor ek my eie stem ekko. En die Here vra vir my, "Waarmee is jy besig? Jy jaag jouself hier uit die kerk uit." Ons regeer saam met Christus. Hoekom het ons die posisies afgegee? Deur om vreesbevange te raak oor wat die vyand gaan doen. Weer, daar was 'n era wat ons meer tyd spandeer het om oorlog teen die vyand te maak as wat ons die Here geëer het. En ek bestraf jou en ek bind jou en die een pastoor praat van die bloedkombers, jong, en die bloed van Jesus oor jou en die bloed van Jesus hier en is dit regtig wat ons sê? Verklaar ons die krag van die bloed of verklaar ons vrees vir die demoniese mag? Want hoe doen jy dit? Die vurige gebed van die regverdige is nie skud, angs en bewing nie. Dis 'n posisie wat ons inneem. Ek het dit so verklaar. Hierdie was nie prediking tot bekering gewees dat Jesus die dood oorwin het nie, maar dit was 'n aankondiging dat hy triomfeer. Die posisie wat ons ingevat het, was nie bekering nie. Want die kruis bly 'n plek van belydenis, wat nie verkeerd is nie. Maar dit vat die mag weg van wat Christus daar gedoen het. Die voorhangsel het geskeur, die dooie staan op, en die doderyk word hanteer deur daai demoniese magte wat kragteloos gestel word. En wat doen ons? Ons sit en bewe vandag nog vir 'n demoniese mag. Want ons wil heeltyd net bekeer. Ons wil net ons sonde aflê en ons wil net, en dis nie verkeerd nie. Maar die posisie van die kruis is om te triomfeer saam met Christus. Met ander woorde, nou is hy onder jou voete. Nou loop jy oor hom en hy nie oor jou nie. Miskien moet ons posisie weer erken. Die autoriteit is nie in jou nie. So raai wat? As jy 'n demoniese mag moet uitdryf of wegjaag, moenie worry oor jou lewe nie. Jy kom nie in jou naam nie. Kan julle onthou hoe spot die demone die disippels? Sê vir hulle, in wie se naam kom julle? In wie se naam kom julle? Hoor gou nog iets verder. Besef julle dat selfs nie-Christene kan duiwels uitdryf in die naam van die Here, want die woord sê, en jy sal vir my sê, Here, Here, en ek sal vir jou sê, gaan van my weg, ek het jou nie geken nie. Dan sê ons vir die Here, maar ek het dan demone uitgedryf in u naam. Dooies het opgestaan, ons het genesings gedoen in u naam. Ja, maar ek ken jou nie. Jy gaan nie in jou eie naam 'n demoon aanvat nie. Jy staan in die naam van Jesus Christus. En dan hoef jy nie bang te wees nie. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen hierdie owerhede en magte, en raai wat, die stryd is gewen. Ons triomfeer saam met Christus oor dit. Ek weet julle weet hierdie goed, maar ons moet dit dalk net weer 'n keer vir mekaar sê. Die laaste ding is dat hy oorwinning bring in hierdie lewe oor die dooies. Hy sê vir hulle in Markus 16:6, die engel langs die graf van Jesus wat leeg is, moet nie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nazarener wat gekruisig is, maar hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Is leeg. Die graf is leeg. Ek gaan net 'n vinnige opmerking maak. As jy nie glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie, het jy nie 'n evangelie nie. Kan nie iemand, en ek weet dis Christenies, ek is jammer, maar jy kan nie vir iemand van Jesus vertel, as jy nie in jou hart oortuig is, dat hy leef nie.
En by dit bedoel ek die volgende. Dat jy jouself posisioneer in die posisie van Maria. En jy sien voor jou oog, nie geestesoog nie, jou eie oë, dat die graf leeg is nie. Dan het jy nie 'n evangelie nie. As jy dit nie glo nie, nie iemand anders probeer oortuig nie, moet in jou hart leef. Dan wil ek afsluit met skrifte, 1 Korintiërs 15:55, dood, waar is jou engel, doderyk, waar is jou oorwinning? En voor ek die laaste een lees, wil ek dalk die erns van dit noem. Dis die moeilikste begrafnis om te doen, as jy hier voor staan en sien, dat die familie nie hoop het nie. Wat beteken hoop? Hoop, dat so 'n persoon gered was, en ons vir ewig saam gaan lewe nie. Jy kan dit sien in 'n begrafnisdiens. En dan tweedens, op die video wat hulle speel, vertel vir jou familie, kies maar jou foto's by voorbaat, want daar is amper soos jou eie lewe wat afspeel. Dis verskriklik, om te sien waarmee mense hulle self besig hou. En dan dink hulle, om in 'n kerk begrawe te raak, maak 'n hemelse deur vir hulle oop. Jy het dit gemis. Ek onthou die dag so goed, toe ek in Ottosdal ry, en na 'n T-aansluiting toe afry, toe ek nou al gevorder in die jare, word nou al amper 40 julle, dit is verskriklik. Ek begin nou die dad part embrace. Ek is nou al 40, ek sê ook, ek het al 2 kinders gehad. Ek het al 2 kinders, hulle maak jou vet, die stres. En ek ry af op die T-aansluiting, en dit slaan my tussen my oë. Alex, jy kan enige oomblik sterf. Ek weet nie of julle al daai oomblik gehad het nie. Dat jy bewus raak van die verganklikheid van jou liggaam, en jy weet, dis 'n oomblik, dan's ek weg. Hulle gaan my daar optel, maar daar's niks nie. Dit leef nie, die liggaam het niks nie. Dis dood. As jy nog nie 'n dooie liggaam vasgehou het, jy weet jy nie waarvan ek praat nie. As die lewe uit daai liggaam uit is. En ek begin myself 'n paar vrae vra. En ek sê, waaroor gaan hierdie lewe eintlik? En ek het net een begeerte, sy, my kind sit hier in die eerste diens, ek sê vir haar, kind, ek hoop jy's gered en jy gaan hemel toe. Want jy gaan met die pa vir ewig sit in die hemel, ek's jammer. Julle wat 2, 3 mans of vroue gehad het, ek weet nie. Moenie my vra nie. Ons hoop die geredde een is daar. OK? Ek weet nie hoe kies 'n pastoor, hoe kies 'n mens? Jy weet, kies maar die een met die paleis. Waar sal jy bly? Jy sal stil bly, dis waar jy gaan nie grap. OK, sorry, fokus, ons is by die kerk. My enigste hoop is, dat ek my familie vir ewig by my gaan hê. Dood, waar is jou angel? As jy daai dooie lyfie optel, en jy weet, maar ons is vir ewig by mekaar. Dis maar net 'n kort tydjie, dan sien ons mekaar weer. Want jy sal nie treur soos hulle wat nie hoop het nie. Maar as jy treur soos hulle wat nie hoop het nie, het jy nie Christus nie. Maak seker, jou kinders en jou familie en jou vriende is vir ewig saam met jou. Al blok hulle jou omdat jy hulle vra, maak seker. Jy maak seker. Want dit is wanneer die angel uitgetrek word, as ons vir ewig saam gaan wees. Openbaring 1:18 en dit is die laaste teks sê, en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. So ek wil afsluit met 'n stelling. Die dood kan niemand meer by jou steel nie. Die dood kan niemand meer by jou steel nie. Jy het die voorreg om jou familie en vriende deur jou leefstyl hemel toe te vat. Dit is jou verantwoordelikheid. En ek bid altyd dat ons ouers die eerste sal wees vir wie ons kinders kom sê, lei my na die Here toe asseblief. Moenie jou kind verwar met 'n leefstyl van 'n Saterdag aand en 'n Sondagoggend nie. Moenie hom van een wêreld uitruk na 'n ander wêreld toe nie, asseblief.
Jou kind gaan nie leer wat jy sê nie. Hy gaan doen wat jy doen. Paulus het gesê, maak net soos ek gemaak het, en jy sal die ewige lewe beerwe. As jy reg is met dit, gaan jou familie jou volg. Leef soos wat ek leef, en jy sal die ewige lewe beerwe. Want ons verwar ons kinders. Jong, ons kan so heilig hier by die kerk wees. Maar het jy ook gisterand op die tafel gesien dans? Ja. Pas op, hulle weet alles. Moenie jou kinders verwar nie. Want Jesus het definitief nie aan daai kruis gesterf, dat ons moet aanhou doodgaan nie. Hy het gesterf, dat ons kan lewe vir ewig. Amen. Ralfie, sal jy vir ons kom speel asseblief? Ek wil julle 'n geleentheid gee. Die 3 dae was Jesus nie dood nie. Hy het toe al geleef. Die grootste oorwinning was daar. Was nie toe hy op die wolk geklim het en opgegaan het hemel toe nie. Daai is 'n bederf. Hy gaan maak vir ons 'n plek reg. Die oorwinning was daai 3 dae. Die voorhangsel het oopgeskeur. Die dooies het opgekom. En ek sal julle dalk eendag, ek preek nie graag oor Openbaring nie, maar dalk sal ek eendag 'n reeks doen om vir julle te verduidelik wat daar gebeur. En waarheen gaan jy as jy nou sterf? Derde ding was dat die bose magte was die posisie wat hy ingeneem het om oor hulle te regeer en te triomfeer. So jy hoef vir niks bang te wees vandag. En die vierde is dat die dood het nie meer krag in jou lewe nie. Jy gaan maar net oor. Jy gaan maar net oor. Maar as jy nie gereed is nie, gaan jy dit mis. So ek wil jou nooi. Of jy staan op vir jouself, of jy staan op vir iemand vir wie jy bid. En ek gaan self opstaan. Want ek het hier hard gepreek vir myself. Want ek gaan moet incheck. My familie check in op my. Hulle luister die stories en hulle love it. Jy sal dink die familie sal kwaad wees. Nee. My pa help my met stories baie keer. Ek staan op vir van my familie vanoggend. Met wie ek vir ewig wil lewe. Want Jesus het nie vir nie daai prys betaal nie. So of jy wil opstaan vir jouself of vir iemand, kom ons staan op in ons sitplekke. En ons vat die oorwinning oor die dood. Dis wat jy vat. Jy vat die oorwinning oor die dood vanmôre. Jy neem die hemelse plek saam met Christus in die autoriteit oor elke bose mag en selfs die dood. So daar waar jy staan, as dit vir jouself is dit so eenvoudig. Here, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Kom neem my lewe oor en kom maak U woning hier binne in my hart, dat ek vir ewig saam met U kan lewe. As jy vir iemand bid, is dit net so eenvoudig. Here, ek lê hierdie persoon voor die troon. Ek vra dat U die Heilige Gees sal stuur, om hom of haar te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Want geen video woord of bemoedigende prentjie gaan iemand red nie. Dis die Gees van God wat red. En geen van daardie goed gaan hulle oortuig nie. Dis die Gees van God wat oortuig. So Here, ons stuur vanmôre. Ons stuur vanmôre U Gees om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons posisie kan inneem van oorwinning oor die dood saam met Christus. En Here, dankie dat ek saam met hierdie mense in geloof kan staan. Ook vir my familie. Dat daardie prys aan die kruis nie verniet was nie. Dat die oorwinning wat U behaal het, die feit dat ons kan deurstap na U allerheiligste, die feit dat ons harte aan U direk kan bekend maak en nie deur 'n mens hoef te werk nie, die feit dat U oorwin het oor die dood, maar ook oor elke bose mag. Kom ons Here en ons sê dat elke bose mag kragteloos is in die lewe van ons familielede en ons vriende.
dat U dit sal vervang en dat die Heilige Gees weer sal regeer deur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek bid dat U lig sal bring vir hulle, Here, dat hulle in 'n oomblik hulle sluier sal lig voor hulle oë en dat hulle sal sien wat U vir hulle beplan, droom. Dat 'n vrees van God oor hulle sal kom. Dat hulle sal weet, dis nie 'n vriend nie. En dat U ons sal vergewe wat hulle verwar het. Dat U self met hulle werk en praat. Want dood, jy het nie meer 'n angel nie. En jy het nie meer krag nie. Want Christus leef. Hy het waarlik opgestaan. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou stuur vanmôre. Ek wil jou stuur. Vra vir die Here, wat moet jy doen? Vra vir die Here wat jy moet sê. Anders bly jy stil en jy bid. That's it. Jy bly stil en jy bid. Jesus het nie verniet aan daai kruis gesterf nie. Ons gaan lewe sien en lewe in oorvloed, sê Johannes 10:10 in Jesus naam. Amen. Ek wil gou 3 hou net so, hou aan speel, 3 afkondigings, ek moet dit vandag doen. Eerste is vanaand is 'n praise and worship aand. Die voorhangsel is oop. Kom in. Ons gaan net aanbid vir omtrent 2 ure. Soaking session, hier's nie 'n preek nie, ons gaan net sing. Jy kan lê, jy kan sit, jy kan rol, jy kan doen net wat jy wil. Tweede afkondiging is dat die eerste diens skuif vir die parkering onthaalwe na 8:15 toe. Nie 8:30 nie, 8:15 van komende Sondag af. En dan die derde ene is dat ek nou eers gou vinnig hier kyk. Nee, die derde ene is nie belangrik nie. Ons gaan nie nou oor geld praat nie, dis nie wat die Here wil. Kyk, ons bouprojek wil klaarmaak, maar ek gaan volgende week julle alles vertel daarvan. As jy hier uitloop, mag daar staan, hier begin die sendingveld waar jy uitloop. En gaan vertel van Jesus wat regeer in jou lewe. Amen. Baie dankie. Dankie daarvoor.